Tussen woorde en karakters is daar 'n wêreld wat vir my wag. Ek leer en ek speel saam met almal net in die storiekas. Dit was vroeg die herfsoggend. Baie diere was al op en aan die gang wanneer die son net opkom. Net so is die Dassie-familie ook. Hulle bly aan die een kant van die bakkraans en Bobbejaan hulle bly aan die ander kant van die bakkraans. Van daar af kan die dassies mooi en ver sien. Want dit is belangrik, as daar enige roofvoëls kom, moet hulle vinnig in die rotskeure en tonnels kan wegkruip, sodat hulle nie gevang word nie. Dit was daardie tyd van die jaar wat die dassies nuwe tonnels gesoek het vir hulle families, want die blyplek het te min geraak vir al die dassies. So help Daniel Dassie, sy pa Stefan en mamma Simon Dassie om kleinerige klippe en rotse uit een van die groot rotskeure te dra buite toe, sodat daar meer plek onder die groot rotsblokke is vir die Dassie-kolonie. Almal werk mooi saam en is versigtig. Daniel Dassie se sussie Elise is ook daar en speel te lekker saam met die ander klein goed in die sonnetjie. Dis vir Daniel Dassie baie lekker om te help, want hy kom op allerhande mooi goggaatjies en goedjies af terwyl hy so soek. In die groot gang voor Daniel is daar 'n groterige plat rots. Hy loer om die rots en sien dit lê voor die ingang na 'n lekker groot kamer toe. As ek net hierdie klip kan wegkry, sal dit 'n nuwe mooi huis vir ons gesin wees. Maar die klip is swaar en ek weet nie hoe ek dit gaan uitkry hier nie, sê Daniel. Daniel vat die plat klip stewig vas en begin trek. Hy trek en net toe hy dink dat hy nie verder kan nie, raak die klip los en Daniel trek dit maklik tot by die ingang. Daar neem papa Stefan Dassie die klip en hy en mamma Simon dra dit een kant toe. Daniel draf weer vinnig terug na die nuwe kamer toe om te kyk hoe groot dit regtig is. Maar net toe hy in die kamer kom, sien hy die vreemdste ding. Dit was wit en rond. Daniel het nog nooit so iets in sy lewe gesien nie. Net toe kom mamma Simon ingestap. Mamma, wat is dit? Vra Daniel en streel oor die ronde ding. Ek weet nie of jy daaraan moet raak nie, Daniel. Ek dink ons moet vir oupa Uil vra. Dalk weet hy, sê mamma Simon. Oupa Uil was juis op die bakkraans. Hy het kom kyk hoe dit gaan met die Dassie se gebouery. Oupa Uil, roep papa Stefan Dassie buite die tonnel. Ja, Stefan, antwoord oupa Uil en kom nader gewip. Kom kyk asseblief gou hier, sê papa Stefan. Oupa Uil, ek het op 'n groot vreemde ronde klip afgekom hier binne. Mamma sê ek moet nie daaraan raak nie, sê Daniel en lei vir oupa Uil by die tonnel in. Kyk, oupa Uil, sê Daniel en wys na die ronde wit ding. My gedoorie waar, Daniel. Vandag het jy 'n baie groot ontdekking gemaak. En hierdie is die laaste dinosaurus eier wat daar bestaan. Koning Louis gaan baie bly en dankbaar wees. Ons moet nou net baie versigtig wees met die eier. Ek sal vir die groter dassies vra om dit versigtig uit te dra buite toe. Intussen sal ek gou vir koning Louis leeu gaan roep om te kom kyk. Daniel kan sy oë nie glo nie. 'n regte dinosaurus eier. En ek kan ook vir koning Louis leeu sien. In lewende lywe. Daniel, dit lyk my hierdie is jou groot dag. Dit was nog altyd jou droom om 'n regte leeu te sien. En kyk nou net, sê mamma Simon net so opgewonde. Dit was nie lank nie, toe kom koning Louis leeu by die bakkraans aan. U Majesteit, ontmoet vir Daniel Dassie. Hy het die eier hier in die Dassie-tonnel ontdek, sê oupa Uil en wys vir Daniel om nader te kom. Daniel is so 'n klein bietjie bang, want koning Louis is 'n baie groot leeu. Kom nader Daniel, jy hoef nie bang te wees nie, sê koning Louis en steek sy hand uit na Daniel. Daniel steek ook sy hand uit en raak aan koning Louis se groot hand. Hierdie is 'n groot dag in die geskiedenis van die groot bos, Daniel. Weet jy hoe lank soek ons al na hierdie dinosaurus eier? En hier is hy nou. Jy het vir ons gewys dat jy 'n ware groot bosser is. Baie geluk met julle seun se groot ontdekking, mamma Simon en papa Stefan.
En is dit tog nie jou sussie Elise nie? Kyk nou net, julle is 'n pragtige gesin. Nou ja goed, Bobbejaan en sy trop sterk Bobbejane gaan die eier nou kom haal en daarna my paleis op die plat klip toe neem. Môreoggend vroeg sal die olifante met die eier na die Maanberg toe stap, sodat die eier in die saal van die konings gebêre kan word. Dit is die wonderlikste dag van my lewe. Daniel probeer dink hoe hy vir koning Louis Leeu moet aanspreek. Jy kan maar net sê wat jy wil, liewe dapper Daniel, sê koning Louis Leeu. Mag ek maar sê, my koning? Vra Daniel skamerig. Natuurlik mag jy, Daniel, dit sal my baie gelukkig maak, sê koning Louis. En nou moet jy op my rug spring, want ons gaan nou na my paleis toe by die groot plat klip, sê koning Louis. Daniel kan byna nie glo wat met hom gebeur nie. Koning Louis Leeu gaan lê plat en Daniel gee een groot sprong tot bo op koning Louis. Mamma en papa Dassie, julle en klein Elise moet ook saamkom en sommer al die ander dassies, want vanaand word daar groot fees gevier ter ere van ons klein held Daniel, sê koning Louis. Is jy reg, Daniel? Hier gaan ons. Koning Louis gee groot spronge met Daniel, wat baie styf vashou aan koning Louis se weelerige maanhare op sy rug. Daardie aand was 'n wonderlike aand op die groot plat klip, en die diere het tot laat nag fees gevier. Net voor die diere terug is huis toe, het oupa uil sy vlerk hoog in die lug gehou. Diere asseblief, net 'n bietjie stilte asseblief. Koning Louis wil 'n belangrike aankondiging maak. Dankie oupa uil. Diere van die groot bos. Soos julle almal weet, het klein Daniel Dassie 'n groot ontdekking gemaak. Hy het die kosbare dinosaurus eier wat vir baie honderde jare weg was, weer ontdek. Hierdie eier is die laaste dinosaurus eier in die wêreld, en om ons almal se dankbaarheid aan Daniel Dassie te bewys, is sy naam nou nie meer Daniel Dassie nie. Van nou af moet ons hom almal die jonge heer Daniel Dassie noem. En Daniel, wanneer jy eendag 'n groot Dassie is jou naam Meester Daniel Dassie. Ai, is dit nou nie wonderlik nie, sê oupa uil. Daar is net een ander dier in die groot bos wat ook daardie titel gekry het, en dit is Meester Manie Meerkat. Ai, die diere was so bly en so gelukkig. Hulle het hande geklap en vir die jonge heer Daniel Dassie op hulle skouers teruggedra na die bakkraans toe. Laat daardie aand, toe die sterre helder skyn, het die jonge heer Daniel Dassie in sy bedjie gelê en dink oor alles wat die dag gebeur het. Ek hou nogal van my nuwe naam, die jonge heer Daniel Dassie. Nou daar het jy dit. Is dit nou nie wonderlik dat die kleine Daniel Dassie so 'n groot ontdekking gemaak het nie? Kom ons kyk weer hoe mooi jy geluister het. Oupa uil gaan vir jou weer 2 vragies vra. Na die vraag gaan daar 10 sekondes wees vir jou om te dink oor die antwoord. En as die 10 sekondes verby is, gaan daar 'n klokkie lui. Dan gee oupa uil vir jou die antwoord. Goed. Hier is die eerste vraag. Wat het Daniel Dassie in die tonnel ontdek? Hier is die antwoord. Daniel Dassie het 'n dinosaurus eier in die tonnel ontdek. Hier is die tweede vraag. Watter nuwe naam het koning Louis Leeu vir Daniel Dassie gegee omdat hy so dapper was? Hier is die antwoord. Koning Louis Leeu het vir Daniel die naam die jonge heer Daniel Dassie gegee. Mooi geantwoord.
As jy die Storiekas wil ondersteun met 'n finansiële bydrae, volg asseblief die skakel op ons sosiale media.